Nou ja, ek het op die groep gesê vanoggend se tema se boodskap. Nou ek het nou geweet daar's baie wat nie gaan wees nie, maar is nou lekker om die ander hier te sien. Veral vir Jason hulle. Dit was nou vir my sommer lekker om hulle te sien vanoggend. Yes. I mean, maar nou het jy lekker game gehad gister. Hy sê hy het dan 'n paar lekker tackles ingekry. Yes. Goed. Maar Vryburg het blykbaar gewen, so ons is dankbaar daarvoor. In Pots. Yes. Die tema vir vanoggend is vir altyd verander. Nou geliefdes, wie van julle weet dat as God iets doen, doen hy 'n ding deeglik. Ons het, as ons gaan kyk en as u bietjie u self u fokus rig om in die Bybel net 'n studie, so u eie studie te doen oor die woordjie elke of alles. As u byvoorbeeld in Psalm 34, dis nou net so sideline, maar as een Psalm 34 net loop kyk, en u kyk na die woordjie niks, geen een, en die woordjie alles, hoeveel keer dit voorkom daar, dan sal u sien, maar God is nie 'n God van grys gebiede nie. Stem jy saam? Ons leef in 'n kultuur, wie van julle weet, 'n kultuur wat alles maar relatief is. Is dit so? Alles is maar reg. Ek meen, die skrif sê vir ons dat in die boek Rigters sê hy, daar was geen koning nie en elkeen het maar gedoen wat reg is in sy eie oë. En sonder 'n koning, sonder 'n definitiewe leier, doen elkeen maar net wat reg is in sy eie oë. En wie van julle weet dat Spreuke sê, daar is 'n weg wat vir die mens, help my gou, reg lyk, maar die einde daarvan is dood. Daar's 'n weg wat in die mens se eie oë reg lyk, maar ouens, as God 'n ding sê, is dit ja of nee. Ek meen, God het gesê, moenie eens beloof nie, want jou ja is jou ja, want die gees van waarheid woon in ons. Stem jy saam? So God is soos die uitdrukking sê, en jy verstaan nou in die konteks wat ek het bedoel by, God is 'n swart en wit God. Hy is God vir dit wat reg is, en by hom is daar nie 'n skyn van ommekeer nie. Nou, as die Here in ons lewens 'n werk doen, beteken dit daar is vrug. Stem jy saam? Want as daar nie vrug is nie, het ons rede tot kommer. Nou, ek terg altyd, nou gee my net gou 'n bietjie geleentheid vanoggend om net eers gou 'n bietjie stil te staan, as dit okay is so, om net 'n grondlegging te gee om waar ek nou vandaan kom, wat ek nou vanoggend wil deel. Hoekom ek deel wat ek deel. So bear with me as ek net gou 'n bietjie 'n paar voorbeelde gee. Is dit reg so? Nou, ek weet nie wie van u my ken, ek dink my vrou ken my seker die redelik die meeste. Goed, maar ek hoop ek is reg as ek sê, dat partykeer gebeur dit minder of meer, maar in elk geval, ek terg nou, maar ek probeer om die algemeen nie gou aanstoot te neem, maar ek het een keer amper aanstoot geneem. Nou gaan nie wonder, maar wat het iemand my nou nie kwaad gemaak nie, maar gedog wat ek amper gesê het, nee, wow, nou vat jy my bietjie laag. En dit is toe 'n ou vir my gevra het, van watter website trek ek my preke af? Toe wil ek amper iets oorkom, toe wil ek hom amper 'n backhand gee. Maar ek het nie eens geweet, mense doen dit nie, toe hoor ek later, dit is baie keer die going rate. Nou ek kom uit die era, my vrou, ons sê altyd, ons is seker old school, maar ek gaan nie verander wat dit betref nie, maar ons het groot geraak en ons moet eintlik dit maar hier ook op 'n manier sit, wat altyd op 'n kansel staan. Wat staan daar op 'n kant van 'n kansel? So spreek die Here. Nou wie van julle weet dat die mens is keelvol, ek wil nou nie daai woordjie sê Port en Jorts vol nie, maar nou het ek het klaar gesê, maar in elk geval, maar die mens soek nie nagemaakte antwoorde nie. Stem jy saam? Die mens soek wat sê God. Nou ek dank die Here altyd vir my Bybelskool era, want wat ek daar geleer het, wat in jou ingeslaan is, en nou die aand het ons bietjie ook gesels daaroor, ingeslaan in 'n goeie sin, en dit is, as ek my opinie gee, as ek by die huis is, dan kan ek oor COVID, of ek kan oor die vaksin, of ek kan oor die politiek, of ek kan oor dit
my opinie gee, stem nie saam. Maar as ek hier kom staan, dan los ek daai goed by die huis. Die mense wil nie dit hoor nie, hulle wil hoor wat sê God, want hulle soek rigtinggewende. Met ander woorde, wat is 'n profeet? Nou nie, ek sê nou nie ek is 'n profeet nie, maar ons soek leiding, stem nie saam. Ons soek wat sê God in hierdie dae. Ons soek nie opinies nie, amen, want God is nie 'n God van opinies nie. 2 Petrus sê, die woord van God is nie 'n saak van eie uitleg nie, maar van God gedrewe, gedrewe deur God. Nou, geliefdes, nou ek wil net so bietjie, net in dit alles, soos ek sê, bear with me, as ek net 'n paar voorbeelde gee, maar as ek weet, en ek het al hoeveel keer getuienisse gegee, wat ek nie nou gaan herhaal nie, maar ek weet van hoeveel keer in my eie lewe, van hoeveel keer in mense se lewens, wat mense na kerk toe gegaan het, en geweet het elke dag, is dit nou maar sis, of is dit nou maar so, tot hulle te doen gekry het met true worship, en dan kan jy moes nooit weer dieselfde wees nie. Amen, as jy geproe het wat die teenwoordigheid van God is, as jy geproe het wat dit is, wat die Here vir Moses, of van Moses gesê het, toe hy vir die ander gesê het, van met my profete openbaar ek myself deur gesigte en deur drome. Maar dan sê hy hierdie woorde, hy sê, maar nie so met my knegt Moses nie. Nummer 12, hy sê met Moses praat ek face to face. En dit is, geliefdes, as jy dit eers geproe het, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Nou ek wil gesels oor daai intimate presence of God. Nou, ons lewe in 'n AI samelewing. Nou, waarvoor staan AI? Wie van julle weet waarvoor staan AI? Help my gou. Wat is AI? Help my gou, 1, 2, 3. Artificial Intelligence. So dis intelligence, maar wat is daai A? Waarvoor staan dit die A? Die Afrikaans is KI, maar dis nou nie kunsmatige inseminasie nie. Dis kunsmatige intelligensie. So wat is dit? Dis nie true nie. Dis nie eg nie. Dis kunsmatig. Nou geliefdes, in die Ou Testament het die priesters in die heiligdom ingegaan. U ken dit, in die voorhof heilige en in die allerheiligste. Hoor gemooi en bear with me vir dit. Mag iets vir jou aan die brand gesteek word hier. Dan was daar 3 items in die heilige. Help my gou, wie van die weet wat was daar? Die goue kandelare wat lig gegee het, en waarop die goue kandelare geskyn? Op die tafel met die troonbrode, die toonbrode. Nou daai brood is alles, sê die boek, die Nuwe Testament vir ons verwys na Jesus. Hy is die lewende brood en die lig is die verligting van die Heilige Gees. So dis die simboliek daar agter. Sê gou saam met my, wow. Goed. Moet net nie artificial dit sê nie, asseblief nie. Goed. Maar dan was daar nog 'n item. En daai item was die wierook altaar. En dan het hulle die wierook aangesteek en dan het die reuk van die wierook aangekom en daai reuk het ingegaan in die neusgate van die priester. En die simboliek van dit alles was, he was overwhelmed. He was influenced with the presence of God. So daai incense was 'n simbool van die teenwoordigheid van God. En solank hy dit geruik het, het dit hom herinner aan God is hier. Is dit nuus vir van u, of weet u dit? Is dit ou nuus? Goed. Maar geliefdes, ek wil vandag 'n stelling maak en sê, AI is, of om preke van 'n nota af te trek, of om net skriffies heen en weer te stuur op Facebook, is soos wierook son wat nie aan die brand gesteek is nie. It's not your own. Dit kom nie vanuit jou eie ervaring met God nie. Ek praat ander dag met iemand en hy sê vir my, toe ons nou ook, dit is nou George daar van Bloemfontein, hy sê vir my, jy kan net so, as 'n ou bedien, want ek sê vir hom, ek het nie eens geweet, predikante doen dit baie keer, laat hulle preke aftrek nie. Hy sê, as hulle na 'n ding wil kom en jy wil oor iets preek, dan tik hy net in, dan gooi jy vir hom die beste preek daaroor uit. En dit is, hy sê, maar jy kan ook, ek sê vir my, ek bly in Vryburg, hier gebeur dit nie, ons het nie computers hier nie, ons weet nie hoe werk hy goeders hier nie. Maar hy sê vir my,
jy kan net so kan jy agterkom of daai preek lewe in hom het en of dit net 'n hoop dooie kennis is. Wat goed klink, dit lyk mooi, maar daar is nie 'n reuk van die wierook nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Nou wie van julle wil tevrede wees met 'n wierook, met 'n ding wat nie aan die brand gesteek is nie. Amen. Iets wat die boom van kennis is. En wie van julle weet, in die tuin van Eden was daar 2 bome gewees. Die boom van kennis van kwaad. Amen. Die kennis van kwaad, is dit wat daar staan? Die kennis van goed. So dit is kennis van goed ook. Wow, yes, dit is goed. Wow, dis kennis. Maar dit is dood. En dit bring dood. Jesus is die boom van die lewe. Amen. Nou wie van julle weet dat as jy by die boom van die lewe was, iemand het eendag, en ek bedoel niks, help my Here, ek bedoel niks afbrekend teen enige predikant of teologie of whatever nie, maar iemand het eendag die stelling gemaak, dis nie Stellenbosch wat jou 'n man van God maak nie, dis die braambos. Amen. Dit is nie om by Stellenbosch te wees wat van jou 'n man van God maak om te kan sê dis wat God sê nie. Dis om by die braambos te wees, soos Moses, om 'n encounter met God te hê. Nou as ek dit sê, dan sê die woord van die Here vir ons, hoeveel keer hy sê ons. Hy sê dit in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, en hy sê dit by soveel herhaling, wat ek nou nie vanoggend al die skrifte, Openbaring 2, onder andere, Jesaja 30 vers 15, maar daar is so baie skrifte in dit. Maar wat die Here hierdie woorde sê, keer terug na jou eerste liefde. Amen, keer terug na jou eerste liefde. Nou geliefdes, as die Here dan voortdurend vir die kerk en vir Israel gesê het, keer terug na jou eerste liefde, beteken dit is mos, ekskuus vir die woordjie mos, maar dit is mos 'n tendens in die mens om te verkoud. Stem jy saam? Of lyk ons nou maar heilig? Wie van u wil vandag eerlik wees en saam met ou Etienne vandag sê, daar het al hoeveel keer gekom in my wandel met die Here, wat die Here my, wat ek net by 'n besef gekom het, wow, ek mis my eerste liefde. Ek vertel altyd die verhaal en bear with me van Francis Frangipani, wat in Amerika, wat hierdie kosbare ontmoeting met die Here gehad het, en encounters met die Here gehad het, met die gevolg is dat baie wonderwerke begin gebeur in die dienste, en toe daar wonderwerke gebeur in die dienste, het die behoeftes van die mense soveel meer geraak, want dinge het gebeur, en hy het vir mense gebid, en hy het beraad, en hy het bearbei, en gedinges, en alles, al die goeders het gebeur, en so het dit vir 'n lang tyd aangegaan, en een oggend, bietjie dag, toe staan daar 'n man, wat hom nie ken nie, aan sy deur en klop, en hy maak die deur oop, en die ou gee vir hom 'n woord van God, en hy sê, I've got a word of God for you, and the Lord spoke to me to say to you, tell Francis, I miss you. Jy is so besig met die dinge van die Here, dat jy die Here van die dinge vergeet. Wow. En geliefdes, God soek daai face to face. Hy's 'n verhoudingsgod. Hy het nie gesê, gee my jaarlikse brood nie. Hy het gesê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoeveel keer wat het gebeur met die ou manna van gister in die woestyn? Wie van julle weet? Wurms. Gister se manna het wurms in. Ons het daaglikse brood. Jesus is 'n daaglikse, hy's 'n God vir vandag. Sê gou saam met my, hy's 'n God vir vandag. Amen. Nou geliefdes, hoekom, my vraag is vanoggend, hoekom gebeur dit dat harte verkoud? En vergeet nou van die ouens deur aan die ander kant in China, kom ons kyk in ons eie lewens. As ons want dit is nie, there's no condemnation. Dank die Here vir dit. Maar geliefdes, as ons vandag vir mekaar kan sê, dan sal ons weet, een van die redes, is nie noodwendig alrede nie, maar een van die grootste redes, hoekom
ons as mense liefde baie keer verkoud, is die self. Is die liefde vir die self. Nou, ek het ander dag, ek het lang terug, wie van u onthou, en vir die van u wat nou nie, dit hier was nie, ons moet dit of eendag weer bedien, of ek moet daai boodskap aanstuur, dat almal dit goed deurdronge, soos my vrou nou vroeër gesê het van daai kleed, hy kan nie weer gewas word nie, hy is vir altyd verander, as hy deurdronge is, met die olie kan hy hom nie weer was nie. En laat ons so wees, en daai boodskap se tema was, girls, gold and glory. Watter een is die gevaarlikste? Wie van julle onthou daai? Wat is die gevaarlikste van die drie? Girls, is dit gevaarlik? Gold of glory? Glory. Fame is die gevaarlikste ding. Want wie van die weet dat Lucifer was 'n engel voor die tyd. En wat het alles ontstaan? Dit was nie 'n vroulike engel wat hom laat val het nie. Dit was nie 'n engel met baie geld wat hom laat val het nie. Dit was sy glory. Want Esegiel 28 vers 27 sê, Lucifer fell in love with his own beauty. Yes. Yeah. Lucifer fell in love with his own beauty. Nou ouens, as ons besef, dis die begin van alle sondes, is om weg te kyk van goed. En wat is die eeuwoue, as ek weet nie of hy liedjie, hy voel vir my al 'n eeu oud, ek het groot geraak met hom, hy gaan so, 1, 2, 3. Nou die van julle wat my ken sal klaar insit, 1, 2, 3. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. So dis die bottom line van dit alles, ouens. Nou, geliefdes, ek quoteer nou 'n klomp skrifte met u vandag. Ons kan almal daarna toe blaai, of ek kan dit net quoteer vir u vandag. Maar have mercy on me as ek nou nie alles lees nie, maar julle gaan dit mos lees by die huis, nê? Mooi. Wat maak 'n ontmoeting met God in jou lewe? Maar wat maak dit vir jou? Wat doen dit vir jou? Daar is altyd 'n uitdrukking wat sê hierdie ding doen dit nie vir my nie, of dit doen dit vir my. Maar wat doen 'n ontmoeting met God vir jou? Geliefdes, ek wil daar's baie goed is wat dit kan sê, maar onthou my tema is vir altyd verander, en Irina het nou so kosbare fondasie gelê deur hierdie kleed wat deurdronge is, dat jy hom nie weer kan skoon kry nie. Of menende, jy gaan nie weer die olie uit hom uitgewas kry nie, hy's gevlek vir altyd. En so is, as ons met God ontmoet, die eerste ding is, daar was 'n man, sy naam was 'n bedrieër. Wie van julle weet nou van wie praat ek nou? Dit was die betekenis van sy naam. Jakob. Nou Jakob in die Bybel, die Engels sê eintlik supplanter, wat eintlik nog 'n erger woord is. Ek het ander dag bietjie gekyk, te sien ek net die eintlike woord, dis bietjie dieper, 'n meer gruesome betekenis as net 'n bedrieër, dit beteken 'n onderkruiper. Want dit is nou nogal 'n rowwe woord, nê, 'n onderkruiper, maar dit het daaroor gegaan dat hy sy broer se hakskeen gegryp het toe hulle hulle was 'n tweeling gewees. Maar in elk geval, hy bedrieg en hy belieg en hy doen verkeerd. En hy het 'n verlede, soos wat elkeen van ons 'n verlede het. Soos wat elkeen van ons 'n verlede het. En hy besef, sy moeilikheid is geboek, want Esau wil hom doodmaak. Esau is op pad. Ons het Vrydagoggend het die Andrei vir ons ook 'n kosbare ding gedeel oor Jakob, sonder dat hy geweet het, dis waaroor ek bedien.
En Jakob weet Esau is daar en hy worstel met die engel van die Here. Ek glo almal van u ken die verhaal. Dit staan in Genesis 35. En hy worstel met die engel van die Here. Kom ons fokus hierso. Hy worstel met die engel van die Here en die engel van die Here slaan hom op sy heup. Nou onthou net, die engel van die Here is Jesus in die Ou Testament. Nie 'n engel nie, die engel van die Here is Jesus in die Ou Testament. Nou goed. En wat gebeur? Die engel van die Here slaan hom op sy heup. En wie van julle weet wat was die gevolg toe die engel van die Here hom op sy heup geslaan het? Help my gou. Hy het mank geloop vir die res van sy lewe. 1, 2, 3. Hy het mank geloop vir die res van sy lewe. Dit staan onder andere in vers 25 en tot 31. Julle kan daai hele gedeelte loop lees. Ek wil vandag 'n stelling maak. As jy met God ontmoet, jou wandel word vir altyd verander. Mag jou wandel dit weergee. Mag jou wandel in die lewe dit weergee dat jy met God ontmoet het. Dat jy 'n ontmoeting met God gehad het. En dat dit onherroepelik verander het. Dat dit onherroepelik geliefdes. Picture net, hier kom hy 20 jaar voor dit. Hy vlug van Esau af weg. Hy slaap die aand by Bethel, hy droom en hy gaan oor die rivier en hy gaan werk vir Laban. Na 20 jaar kom hy terug en hy kom by dieselfde plek en hy droom weer daai nag. Wow. Dit is net so 'n bietjie, as ons nou nie hoef heeltyd op en af is dit okay, sal dit goed wees. Maar wat gebeur is, Jakob ontmoet daai aand met God. En die Here slaan hom op sy heup. En hy loop mank vir altyd. En die volgende oomblik, wat doen Jakob? Hy giet 'n drankoffer uit. Nou Paulus sê die aand voor sy dood, hy sê, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Wat is 'n drankoffer? Dit is 'n total surrenderance of yourself. Dit is 'n totale oorgawe van jouself. Geliefdes, dit was die gevolg gewees. Dit was die gevolg van sy ontmoeting met God, wat hy gesê het, Here, ek wil niks meer vir myself. Ek gee my alles. Ek gee my alles. En geliefdes, die tweede ding die eerste ding is jou wandel word vir altyd verander. Jou wandel word vir altyd verander. Die tweede ding is, geliefdes, Petrus, en ek het dit al hoeveel keer dit is 'n bekende gedeelte wat ek al hoeveel keer herhaal het en vandag weer 'n keer. Matteus 26 vers 73. Petrus probeer Jesus verloon. En hulle sê vir hom, ons ken jou, jy het met hom gegaan, en hy sê, ek ken hom nie. En die derde keer, staan Petrus voor die vuur, en hy praat met almal daar, en daar staan 'n jong meisie, en sy hou hom dop, en sy luister na hom. 1, 2, 3, sy luister hoe hy praat, sê gou saam met my, sy luister hoe hy praat. Sê dit gou saam met my, 1, 2, 3, sy luister hoe hy praat. Geliefdes, Vryburg, luister hoe ek praat. Kan ek dit weer sê? Vryburg, luister hoe ek praat. En sy sê vir hom, jy kan nie ontken dat jy Jesus gevolg het nie, jou spraak gee jou weg. Geliefdes, Jesaja sê, toe hy met God ontmoet, toe sê hy, wee my, ek is 'n sondige man, want ek praat net soos Vryburg. My taal is dieselfde, dit verskil niks van wat ons dorp praat nie. Ek praat dieselfde taal. Wee my, want ek maak nie 'n verskil nie. Petrus, jy kan nie ontken dat jy met God gewandel het nie, want jou spraak gee jou weg. Jy kan nooit weer dieselfde praat nie. Geliefdes, ek het geleer, my vrou het geleer, en ek wil so ver gaan en sê, manne wat hier sit, jou vrou ken jou. Is mos wat ek moet sê, vrouens, né? Yes, nou raak ek dalk sensitief. Kom ons wees gou mens. Moet nou nie gaan beklei by die huis en sê, het jy gehoor wat Etienne sê nie?
Maar 'n vrou weet, hoe gaan dit in 'n man? Is dit so? Daar is iemand wat so sê, jou spraak gee jou weg. En dit is nie of jy hakkel of iets nie. Dit het niks daarmee te doen nie, maar die manier hoe 'n man praat, kan sy vrou dadelik optel, hoe gaan dit met hom? Is dit so of is dit nie so nie? En andersom. Ek hoop nie, ek kry nou boodskappe môre en sê, jy het moeilikheid gemaak. Want daarom walvis eendag, toe ek in die week, toe sê ou vir my, my vrou is bitter kwaad vir my. En ek vra my, hoe so? Sy sê, sy het by die huis gekom en gesê, jy het met Etienne gaan praat. En arme Etienne weet nie eens wat nie, en ek het nou maar iets in die diens gesê. En toe kry ek het nou weer. Maar in elk geval, maar geliefdes, jou spraak gee jou weg. Of jy met God gewandel het, of jy nie met hom gewandel het nie. As jy met 'n ontmoeting met God het, geliefdes, word jou spraak verander. Die Gees, jy kan dieselfde woorde sê, maar geliefdes, woorde het 'n taal, woorde het daar's 'n gees, daar's 'n reuk agter wat iemand sê. En jou spraak gee jou weg. Wat maak 'n ontmoeting met God? Jou wandel word vir altyd verander en jou spraak word vir altyd verander. Nou geliefdes, hoe lyk 'n hart? Hoe lyk 'n hart wat sy eerste liefde in plek is? Ons het nou baie op die verkeerde geleel, oor die AI en alles, maar hoe lyk 'n hart wat by God is? Ek wil nie vanoggend vir u die verkeerde voorhou nie, ek wil maar net vir u die regte voorhou. Amen. Nou daar's baie goed is wat ons uit die woord uit kan deel. Maar Jesaja 58 is een van die stunningste, kom ons blaai net gou vinnig daarna, is dit reg? Laat ons dan met een skrif uit die Bybel, maar ek wil net vra, is daar iemand, nee, ons gaan 2 skrifte nog lees. Wie gaan vir my Maleagi 3 vers 10, maar nie nou nie, net nou, daarom nie oor die uur nie. Is daar iemand wat vir my net in jou Bybel so lank, Maleagi 3 vers 10, net kan hê, gereed hou? Wie gaan dit vir ons lees? Filies, okay. Nou kom ons blaai gou, ek wil net hê u oë moet 'n ding sien, Jesaja 58. Goed. Ek het 'n nuwe Bybel, so ek werk nog, ek begin nog deur om te werk. Goed, so hy's nog maar in elk geval, nou ek het 'n ou vertaling, nou bo op my ou vertaling se opskrif hierso staan valse en ware godsdiens. Goed, valse en ware godsdiens. Ekskuus, die eintlike begrip, en dit is beautiful, maar die eintlike begrip wat daar moet staan is die valse en die ware vas. Goed, waaroor gaan vas? En hy begin daar so, as u moet dit loop lees, en mag ons Here ons help dat ek ander dag net oor Jesaja 58 bedien, want dit is 'n ryk boodskap hier, 'n hoofstuk hierdie. Maar hy begin daar en hy sê hierso, julle soek my en julle probeer vas en alles, maar julle doen dit terwyl julle niks worry oor my nie, julle beklei en al hierdie goed is, julle harte is nie by my nie, julle gaan aan met julle eie lewe ensovoorts. En dan gaan hy aan en hy sê, is dit die vas wat ek verkies? Is dit die vas wat ek verkies, dat julle vas, maar julle lewens verander nie en alles, en onthou altyd, laat ek nou maar weer die ou voorbeeld gebruik, wat Doom in my lewe ingespreek het, en met baie wysheid kom 'n ou na hom toe, en die ou sê vir hom, Doom, ek vas al vir 2 weke, en ek kry nie 'n deurbraak nie, en Doom sit met die ou en gesels, en die Here wys vir Doom 'n ding uit, en hy sê, man, ek het 'n woord van die Here vir jou. Hier's die woord van die Here vir jou, en die ou spit sy oor, en Doom sê vir hom, gaan Spur toe, of gaan na 'n restaurant toe, gaan eet 'n groot dik steak, want jy's besig om jou tyd te mors, as jy vas. Onthou, ons is met practical Christianity besig. Ek hoop u kry die boodskap wat ek mee besig is. En hy sê, maar hoe kan Doom dit sê? En hy sê, daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, as jy jou vrou nie eer nie, sal jou gebede nie beantwoord word nie. En dit wat jy hier vir my vertel, wys duidelik dat jou hart ver is van jou vrou af.
en jy's in kwaad vir jou vrou, en jy weier om te restore met dit wat tussen julle staan, en omdat daai goede so is, sê die woord, nie Etienne of nie Dom nie, sê die woord, jou gebede sal nie beantwoord word nie, jy mors jou vas, gaan eet 'n steak, dis baie lekker. Hoe kan Dom dit sê? Al wat Dom sê is, ek het geleer om Christendom in die praktyk toe te pas. Amen. Die goeie nuus was, toe Dom dit nog vir ons studente vertel, toe sê hy, daai vrou het teruggegaan en reggemaak met sy vrou, hy het nie eens een dag verder gevas nie, toe draai die ding vir hom. Dis ook redelijk makliker, maar jy kry die boodskap, maar hy gaan nie aan, en dan sê hy sê vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies, dat julle die bande losmaak van goddeloosheid, en dan gaan hy aan, hy sê vers 7, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger is nie, vers 8, dan sal jou lig deurbreek, en genesing sal skielik vir jou gebeur, jou geregtigheid sal vir jou uitgaan, vers 9, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, vers 10 sê, as jy jou, vers 9 aan die helfte, hy sê, as jy van jou verwyder die verdrukking, en die uitsteek van die vinger, met ander woorde, judgment in jou hart, en vers 10 sê, en jou siel laat uitgaan na die honger en die neergeboe, ouens, kom ek vat saam, wat hierdie hoofstuk sê vir ons. En God, as God hom herhaal, God het met een woord die hemel en die aarde geskep. Is dit so? Hy het net een woord nodig gehad. As God 2 keer hom herhaal in 'n hoofstuk, is God redelik ernstig, stem jy saam? En 2 keer herhaal God, al wat hy vra is, hy soek 2 dinge, 'n hart van eerste liefde. Hy sê, jou hart is na God, your heart is after God, en jou hart gaan uit vir die behoeftiges. Stryd. Ouens, die fariseërs wil Jesus uitwis, en hulle sê vir Jesus die volgende, sê vir ons, wat is die gebooie? En God, Jesus sê vir hulle net 2 gebooie, nie 10 nie. Jy help my met die 2 gebooie, jy moet die Here jou God lief hê, en die tweede is, jy moet jou naaste lief hê vir jou, tot jou, soos jouself. Hy sê hieraan hang al die 10 gebooie. Het u geweet, daar's 10 gebooie, die eerste 4 is tot God, en die volgende 6 is tot die mens, om God lief te hê en jou naaste lief te hê, en Jesus vat dit saam, en hy sê, dis eintlik al, waaroor die 10 gebooie, dis eintlik net 2 gebooie, om God lief te hê, en om jou naaste lief te hê, en hy sê, dit is wat ek verkies, en geliefdes, hier is 10 beloftes, jare terug, in Walvisbaai, toe ek eendag 'n studie gaan maak, van hierdie hoofstuk, dis een van die praktiesste hoofstukke, wat jy kan gaan lees, in u wandel met God, dis 10 beloftes, wat God gegee het, wat sal volg, as 'n hart verander, as 'n hart by God is. Hy sê dit sal spontaan wees, you don't have to perform, and to strive for it, it will naturally flow to you. Al wat God soek is, dat jou hart by jou eerste liefde is, dat jou hart by God is, en jou hart uitgaan na die stikkenis toe. 'n Hart wat uitgaan vir mense wat arm is, 'n hart wat uitgaan en wat nie kla, as daar gesê word, kom ons reik uit na die stikkenis nie. Ek gaan dit nou verduidelik. Maar geliefdes, ek het hier 'n stelling vandag, wat sê, mense, het jy daar, mense quoteer die beloftes, daai 10 beloftes, mense quoteer beloftes, sonder 'n verandering van hart. Mense quoteer beloftes in die Bybel, sonder om 'n prys te betaal. Sonder om 'n prys te betaal, en kom ek gee vandag vir 'n gruesome voorbeeld, wat ek in hierdie week gesien het, en ek wys vir my vrou en ek sê, sien jy, daar is dit weer. Nou, u weet, hier staan 'n ou valseun, naamlik Etienne, wat 'n probleem het met Facebook. Iemand het my eendag gesê, klim dan af van Facebook af, en ek dink ek moet, want dit ontstel my.
Wat ontstel my as skrifte buite verband gekwoteer word en dit word gepost. Geliefdes, ek onthou, ek was 15 jaar oud en in 'n ou kerk waar ek gesit het daar 'n prediker eendag gesê die salwing van God is verniet, maar is nie goedkoop nie. En dit het in my vasgeslaan. Mense soek vandag 'n AI Christenskap. Hulle soek vandag iets sonder 'n prys. God sê ek gee saad aan wie? Die boer? Nee, hy sê ek gee saad aan 'n saaier. Iemand het eendag gesê, hoe leer ek 'n arme om met van God te ontvang? Leer om te gee. Al gee jy 10 sent. Jesus het gesê daai arm vrou het in die kus daar agter meer gegee as julle ryk is. Want sy het uit haar armoed gegee, maar sy het geleer om te gee. Dat het iets geshift. Nou Maleagi 3, het jy hom, brother? Nou hoor gou mooi wat sê die Bybel en wat sê iemand, ek het 'n foto hier, 'n screenshot gemaak, so ek het ook al geleer om 'n screenshot te kan maak. Ek het gevorder hoor. Ja, ek het ook geleer om nou 2 knoppies saam te druk. Nee, ek joke net. Maar goed, ek gaan vandag en ek bid nou dat u die Gees sal verstaan wat ek vandag wil uitwys. Ek wil 'n ding uitwys wat in my oë laster is. Moet dit nou nog nie daar gooi nie. Ek gaan vandag vir u ding sê, dan sit daai vrou of persoon dit op Facebook en bemoedig almal. En nou kom ek en ek sê, dit wat jy daar sien is eintlik laster. Nou het ek almal se aandag. Hoor gou wat sê Maleagi 3 vers 10. Ja, ek het die 53 vertaling. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog daarin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. So, dankie Felice. So, daar's 'n belofte van God, stem jy saam? Hy sê, beproef my, hoekom? Hy sê, help my, dat om te kyk, hy sê, dis die enigste vers, het jy geweet in die Bybel, waar die Here sê, toets my. Het iemand dat nog nooit gehoor nie? Ken jy dit, Felice? Toets my, die Here sê dat, toets my, en kyk, of ek die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak. Maar dis die B-gedeelte, hy het 'n voorwaarde. Hy sê, bring jou 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. So dis die voorwaarde, hier's 'n voorwaarde in Jesaja 58, die beloftes gaan jou deel wees, maar ek soek jou hart. Is dit so? Ek soek jou hart in my teenwoordigheid, ek soek jou hart om uit te gaan vir die stikkenis. As dit gebeur, is jou hart gesond, dan sal die ander goedes reg vloei. Felice het nou vir ons gelees daar, stem jy saam, in die Bybel sê, bring jou 10de, dan sal jy sien wat God doen. Daar sal momentum in jou finansies kom, dis wat God sê, en ek is nie nou 'n prosperity prediker nie, asseblief. Gooi nou daai snert nou uit. Goed, ek het nou niks daarmee te doen nie, ek is nie 'n prosperity ou nie. Maar dis beginsels wat die woord ons leer, stem jy saam? Kyk gou na hierdie vers, wat gekom het die week op Facebook. Hulle adverteer het met 'n highlight, Maleagi 3 vers 10, God says, blessings are about to come so fast, you won't be able to count them. Dis al. En almal sê, soos iemand eendag vir Etienne gesê het, ag, Etienne, stuur vir my 'n ander skrif, hierdie ene wat jy nou gestuur het, werkie. AI, waar is die voorwaarde? Sien jy daar voorwaarde? Al wat het sê is, verwag net. Die blessing, die magic, gaan nou gebeur. En het gaan so vinnig gebeur, jy gaan nie eens, is dit wat daar staan, dit wat Felice nou gelees het. Tersia, laat almal sien, hoe sê Tersia, nee, maak so, icona, dit wat daar staan, het niks te doen met dit wat Felice nou daar gelees het nie.
Kan jy sien, hoekom Etienne sê, dit maak my kwaad. Facebook maak my kwaad, want is goed wat lasterlik is, dis buite wat God sê. Want het maak 'n magical, belei net, toer net gou, die wong, wat is dit die woord? Swaai om, belei net 'n paar skrifte, dit gaan so vinnig gebeur, jy weet nie, gaan nie eens kyk, wanneer dit so vinnig gebeur, het verby my gegaan, in elk geval. Maar verstaan nie wat ek bedoel, by 'n samelewing, 'n kultuur, wat ons beroof het van 'n prys, wat Jesus gesê het, om jou kruis op te neem, en my te volg, en jou eie lewe neer te lê. Geliefdes, Sefanja 3, vers 17, is almal geliefd om te getuig. Kom ek quoteer dit net gewoon, laat ons klaar maak. Hy sê, 1, 2, 3, help my, Rian, ek weet dit is een van jou skrifte, en dit is waar, moet dit nie ophou quoteer nie. Die Here jou God is, help my, by jou, hy is 'n held wat verlossing skenk, die Here rejoice oor jou, hy dans oor jou, hy swyg in sy liefde vir jou, die Here wil jou by die feeshuis hê, dis wat Sefanja 3 vers 17 sê, ken almal dit? Ek hoop so, gaan lees dit by, en gaan skryf dit op jou, soos iemand gesê het, sit dit op jou fort se bonnet, daar waar jy baie na kyk, daar waar jy baie besig is, maar in elk geval, ek het 'n fort, en ek is lief vir my fort, goed, maar in elk geval, my geliefdes, vers 18 sê, maar daar buite is die verminktes. Hy sê, hulle is ver van die fees af. Hulle hoort by jou. Ek het 'n stelling, wat ek vandag sê, 'n hart, wat sy eerste liefde in plek is, het jy dit daar, my lief? Om gedoop te wees in sy liefde, nee, voor dit, Sefanja 3 vers 17, ek het daar geskryf, 'n hart wat by God is 'n hart, hoor nou mooi, okay, het seker nie, is 'n hart wat nie kan feeshou, as hy weet, hier buite is stikkenis nie, want sy hart reik uit na mense toe. Hoe kan ek feeshou, hoe kan ek my dik vreet, en ek weet, die stikkenis, die honger is, hier langs my. Kan jy sien wat die hart van Jesus vir sy kerk is? As jy met God ontmoet het, kan jy nie anders, as dat jou hart uitgaan, na ons mense in ons dorp, wat seer het, wat swaar kry, wat huil. Scott Wesley Brown het 'n liedjie gesing toe ek op Bybelskool was, wat my lewe geruk het. Hy het gesê, ek het vandag geloop waar Jesus geloop het. En hy sing van die ashoop. En hy sing van die verminktes. En hy sê, I saw the Lord behind the aisle of man's hunger. Hy het gesien hoe Jesus daar loop, tussen die stikkenis. En dit was vir hom die grootste blydskap om net te wees waar Jesus is. Geliefdes, dit beteken nie, ons kan nie kerk hou nie. Maar wat dit beteken is, geliefdes, as jy met God ontmoet het, gaan jou hart uit na mense toe. Dis wat hy bedoel, hy sê, as jy van jou verwyder die uitsteek van die vinger. As jy dit van jou verwyder, amen, dan kom ek sluit af. Om gedoop te wees in sy liefde, is om weg te kyk van jouself, jou issues. Die maklikste berading wat jy ooit kan kry, as jy sukkel met issues in jou lewe is, begin iemand anders te bedien. Laat jou siel uitgaan na iemand anders toe. Ek het vroeg in die lewe geleer, ek het vroeg in die bediening geleer, Here, as dit met my vandag sleg gaan, stuur iemand oor my pad. Die oomblik as my fokus vir myself wegdraai en ek na hom kyk, na hierdie ou se bedien, om hom te bedien, dan bedien die Here my. God gee saad aan die saaier. As ek wegkyk van myself, as ek wegkyk van myself. Amen. Nou ouens, ek sê altyd, nou die aand, toe sê ek, gesels ons bietjie,
Die druk, kyk nou 'n bietjie prakties in nou Etienne se lewe en vang 'n tip. Die druk van die bediening is my vriend. Die druk van die bediening is my vriend. As ek vanaand of later of nou vanoggend moet bedien en daar is obskuur goed op die TV of ek en my vrou sou 'n geleentheid vind om te beklei, kan ek dit nie bekostig nie. Dan sou ek vals wees hier vanoggend, stem jy saam? As ek nou iemand moet bedien en hier's iets hier binne in my, dan het ek nie die reg om te sê ek gaan jou nie verdien nie want ek voel nie nou so nie. Dit dwing my om vinnig te deel met wat ek beleef. Vang 'n tip. En dit het my geleer om vinnig te kan deel met goed wat ek beleef. Hoekom? Want die fokus is bediening, die fokus is ander mense, die fokus is die behoeftiges en die oomblik as ou Etienne goed binne homself beleef, wat hy moes maar beleef, bekommernisse, dit of dat, predikante beleef het nooit nie. Maar die oomblik as ek wegkyk en ek begin hierdie persoon te bedien, as ek daar wegry, dan sê ek, Here, so by the way, waar's die probleme waarmee ek nou, laat ek net gou weer 'n bietjie in my comfort zone gaan inklim, dan kom ek agter, God dealt with it. Dis die beste berading. En ek het agtergekom, dis my vriend. Geliefdes, druk is nie jou vyand nie, dis jou vriend. Kom ek gee 'n laaste voorbeeld. Die aarde, die atmosfeer, die statosfeer en die hemisfeer. Of het ek dit nou verkeerd om? En dan voel jy 'n veer. Want dan is daar nie gravitasie, is dit so? Nou, hoekom bestaan daar 'n ding? Moet nou nie, want ons het nou die aand daaroor gesels vooruit, maar hoekom bestaan daar 'n ding soos 'n maanpak vir die ouens wat maan of Jupiter toe gaan? Wat is die doel van 'n maanpak? Help my gou. Nee, nie suurstof nie. Nie gewig nie. Die doel van 'n maanpak is druk. Want op die aarde is daar druk hier. En daar's druk in jou liggaam wat presies is die hoeveelheid van druk aan die buitekant. En die oomblik as ek uit die druk uitgaan, daar waar nou nie meer druk is nie, as Neil Armstrong as hy op die maan was, ek is nou nie, dis nie my opinie nie. Maar as dit nou so was, dat Neil Armstrong op die maan was, en hy klim af met hierdie pakkie van nou, wat so met sy liggaam gebeur het? Hy sou uit mekaar uitgebars het. So die maanpak is druk van buite af, dit is gelykstaande aan die druk, wel dit is wat die skynheid leer, is gelykstaande aan die druk van die aarde, wat hier buite is. En die druk van die buite is, as dit nie meer daar is nie, is die druk in jou liggaam nog steeds dieselfde. En geliefdes, druk is nie jou vyand nie. Druk hou die liggaam by mekaar. Druk hou jou familie by mekaar. Druk hou jou in orde. Druk maak dat jy moet opstaan môreoggend en jy moet werk toe gaan en jy moet doen wat jy moet doen. Dis nie 'n vloek om te werk nie. Dis nie 'n vloek om druk op jou te hê nie. Druk maak jou dat jy presteer. Ons het in 'n kultuur verval, of nie, die AI leer die mens om druk as iets negatief te sien. En geliefdes, die oomblik as ek wegkyk van myself, bedien God my. Die oomblik as ek wegkyk van myself, bedien God my. En ek het 'n gebed hier geskryf om te sê, Here, my eerste liefde, Jesus my eerste liefde, ek giet myself uit teenoor U. Laat niks kunsmatig in my lewe wees nie, maar lewe in my. Nou wie wil vandag sê, Here, ek wil niks kunsmatig in my lewe hê nie. Ek soek nie 'n AI Christenskap nie. I want real Christianity in my life. Kom ons bid saam. Halleluja.
Vader, ons dankie vandag in die naam van Jesus vir lewe. Ons dankie vandag in Jesus naam, Vader, dat U die lewe in ons is. Vader, ons dankie vandag, Here, dat ons kan bid vandag, dat dit wat lewe is, vir ons is. Mag daar geen, en wil jy nie ook vir die Here net sê, Here, ek wil my ook uitgiet vandag, my hart uitgiet as 'n drankoffer, om vir die Here te sê, Lord, I surrender everything. I want that face-to-face relationship with you. I want, ek soek dit, Here, wat reël is. Here, as daar vir my gesê kan word, my wandel, soos wat Jesaja gesê het, Here, wee my, want ek is verlore. Want my wandel en my spraak lyk dieselfde as my volk. Wee my, Here. En dan wil ek sê, Here, kom verander my. En dis 'n ongoing ding, wat U vir U kinders voortdurend sê, keer terug na jou eerste liefde. Keer terug na jou eerste liefde. In Jesus naam. In Jesus naam, Here.